Welkom by Fokus Avontuur. Hier is waar jy al jou skoollesse op een plek kry, spesiaal gemaak vir kinders en tieners van graad 4 tot graad 12. Ons is hier om jou te help leer en groei, stadig, rustig en met baie ondersteuning. Hierdie video's en opsommings is jou hulpmiddels om makliker deur jou skoolwerk te kom. Laat ons jou wys hoe om die meeste uit elke les te haal. 5 stappe om jou lesse effektief te gebruik. Stap 1: kry alles gereed. Sit in 'n rustige plek. Hou jou opsomming, skryfboek en pen of potlood byderhand. Stap 2: begin met luister. Speel die video en luister na die les. Jy hoef nie dadelik alles te verstaan nie. Fokus net op wat jy hoor. Stap 3: lees saam. Gebruik die opsomming om saam met die video te lees. Jy kan jou vinger, liniaal of 'n gekleurde papier gebruik om jou plek te hou. Stap 4: stop en herhaal. Druk pause as jy iets nie verstaan nie en speel daardie deel weer. Skryf vrae of aantekeninge neer om later na te gaan. Stap 5: toets jouself. Lees die opsomming weer hardop sonder die video. Probeer die les se belangrikste idees in jou eie woorde verduidelik of 'n paar vrae te beantwoord. Met hierdie eenvoudige stappe kan jy leer op jou eie pas, sonder druk. Onthou, jy is nie alleen nie. Fokus Avontuur is hier om jou te help. Kom ons begin. Hallo en welkom by ons kanaal waar ons leer maklik maak. Vandag gaan ons praat oor 'n baie interessante onderwerp in graad 4 geskiedenis. Inleiding tot bronne. Jy sal leer wat 'n bron is, die verskillende soorte bronne en hoe ons dit kan gebruik om meer oor die geskiedenis te leer. Kom ons spring in. Wat is 'n bron? Historiese bronne vertel ons meer oor die verlede. 'n Bron kan 'n dokument, foto, klankopname, boek of selfs 'n ou voorwerp wees. Enige iets wat inligting oor die verlede gee, word as 'n bron beskou. Tipes bronne. Daar is 2 hooftipes bronne. Primêre bronne. Dit is dinge wat uit die verlede kom, soos ou dokumente of fotos. Byvoorbeeld, jou ouma se storie oor haar kinderdae. Sekondêre bronne. Dit is dinge wat geskryf of gemaak is oor die verlede, soos 'n geskiedenisboek. Hoe werk ons met bronne? Ons ontleed bronne op 2 maniere. Eksterne ontleding. Wie het dit gemaak? Wanneer is dit gemaak? Interne ontleding. Wat sê die bron vir ons? Wat leer ons uit die inhoud? Aktiwiteit. Hier is 'n prettige aktiwiteit wat jy kan doen. Gaan praat met 'n ouer persoon in jou gemeenskap, soos 'n ouma of oupa. Vra hulle oor hulle lewe toe hulle kinders was en skryf dit neer. Dit is 'n primêre bron wat jy self geskep het. Laat weet my in die kommentaar, wat het hulle gesê? Ons geskiedenis is soos 'n groot storieboek en elke bron gee vir ons 'n nuwe hoofstuk. Onthou, of dit nou 'n ou foto of 'n moderne boek is, bronne help ons om te verstaan waar ons vandaan kom. Dankie dat jy gekyk het. En maak seker, jy teken in vir meer opvoedkundige video's.
Tot volgende keer.